die Sepkaas, waar ons dieper kyk, groter vrae en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Ons leef in 'n wêreld wat onmiddellike resultate verwag. Ons wil vinnige afleweringe hê, kits oplossings, onmiddellike antwoorde. Ons beoordeel besluite dikwels volgens een eenvoudige vraag. Hoe laat dit my vandag voel? Maar die Bybel vra 'n ander vraag. In Galasiërs 6:7-9 skryf Paulus: Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Dis 'n eenvoudige waarheid, maar een wat ons maklik vergeet. Elke besluit wat jy vandag neem is 'n saad. Elke gesprek, elke gewoonte, elke finansiële besluit, elke woord wat jy met jou kinders praat, elke oomblik wat jy saam met God deurbring. Jy is voortdurend besig om iets te plant. Die probleem is dat saad nogal stil is. En wanneer 'n boer saai, gebeur daar vir 'n lang tyd niks sigbaar nie. Die grond lyk presies dieselfde as die vorige dag, maar onder die oppervlak is lewe reeds aan die werk. Die oes begin lank voordat dit ooit sigbaar word. Dis ook waar van jou lewe. Karakter word nie oornag gebou nie. Vertroue in 'n huwelik groei nie in een groot gebaar nie. 'n Lewende geloof ontstaan nie deur een emosionele ervaring nie. Dit word gevorm deur honderde klein keuses wat niemand sien nie. Ons fokus dikwels op die groot oomblikke, maar God werk meestal deur die klein getroue oomblikke. Miskien is jy vandag moedeloos omdat jy nog nie die vrug van jou gehoorsaamheid sien nie. Jy bid steeds, jy dien steeds, jy probeer steeds die regte ding doen en tog voel dit asof niks verander nie. Maar moenie vergeet nie, God werk baie keer soos 'n saad. Eers wortels, dan groei, dan vrug. Die wêreld sê, leef vir vandag. Jesus sê, leef vandag op 'n manier waarvoor jy môre dankbaar sal wees. Want jou toekomstige self leef met die gevolge van die besluite wat jy vandag neem. Nou hier by SA Gemeente glo ons geloof gaan nie net daaroor om moeilike tye te oorleef nie, maar om vandag doelbewuste lewe te bou wat môre vrug sal dra. En daarom wil ons die nommer 1 netwerk vir jou lewe wees, 'n gemeenskap waar ons mekaar aanmoedig om vandag die saad van wysheid, gehoorsaamheid en geloof te saai, sodat toekomstige geslagte die oes daarvan kan geniet. Tot môre, mooi loop.